Goeiemôre almal. Welkom weer in die huis van die Here. Koelerige oggend, maar ons is in die lente en ons nuwe seisoen. Net so 'n afkondiging ginkie, dan die Sintag Grobler. Ja. Baie welkom hier by ons. Ek hoop tannie gaan die verblyf hier geniet. Dis mooi mense hierdie. Gawe mense. Dis gawe mense hierdie. Ek is bly dat tannie hier by ons is. En dan tannie Susanna, baie geluk met jou verjaarsdag in die weekplaas gevind het. En mag jy volgende lewensjaar vir jy net baie mooi geseënd wees. En dan wil ek julle net herinner aan die bidtuur Woensdae in die klein sitkamertjie. Jy's baie welkom om ons daar te kom, by ons te kom wees en met ons te kan deel. Goed dan, kom ons begin die oggend. Hemel Vader, ons dankie vir nog 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Dankie Vader vir die Heilige Gees wat U vir ons gegee het om in ons te woon. Dat die Heilige Gees ons sal help en ons sal lei. En dit waarmee ons sukkel en dit waarmee ons struikel en die probleempies wat ons het. En ook in ons siektes toestande, dat die Heilige Gees ons sal vertroos en daar vir ons sal wees. Dan dank ons vir Jesus Vader, vir wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En ons dankie vir U woord Vader, dat die Heilige Gees, ons vra dat die Heilige Gees, die woord wat pastoor Jan vandag vir ons gaan bring Vader, dat ek verstaan dit 'n moeilike woord gaan wees, maar dat die Heilige Gees hom sal onderskraag en hom sal help om hierdie woord vir ons te bedien. Vader, en dat die Heilige Gees ons sal help, dat die woord wat in ons harte gelê gaan word, dat dit op goeie grond sal val, en dit sal ontkiem in ons harte, en dan ons dit kan uitlewe. Vader, dan dank ons U ook vir U as ons Vader, dat ons U kinders kan wees. Ons dankie vir U liefde, Vader, en al U seëninge. Vader, ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay. Amen. Dankie Pastor Pieter. Goeiemôre, hoe gaan dit met almal? Goeiemôre, Goed. Gaan dit regtig goed? Ja. En jy sien daar, baie welkom. Susanna, geluk met die verjaarsdag. Ja, ek wil oor ietsie praat vanmôre wat op my hart gelê is. En dis nie iets en iemand waarvan ek hou om te praat oor nie. Ek probeer die ouetjie vermy en glad nie oor hom te praat nie. Want ons is so al vyande. En die woord sê vir ons jy moet jou vyande lief hê. Maar die vyand is 'n bietjie 'n ander saak. En dit gaan oor Satan. Mense wil nie meer hoor van Satan nie. Hulle wil hoor mooi lief is God vir ons en hoe goed is hy en hoe gee hy alles vir ons. Maar ek wil bietjie gesels oor Satan vandag. Vader van leuns. Nou in die woord staan Satan bekend as, hy het baie verskillende name. Dis Satan, is die duiwel, is die slang, die dief, Beelzebub, die versoeker, die bose een, die bose gees. Ons lees in Openbaring, noem hulle hom die rooi draak. Lucifer, die oggendster. Prins van die wêreld, moordenaar, die vyand. Belial, wat beteken die engel van wetteloosheid. Hy volg geen wette nie, hy is wetteloos. So, hy het so baie name en ons moet so waak en versigtig wees, veral in vandag se lewe. Hy is nou maar net oral, steek hy kop uit. In 1 Petrus 5 vers 8 lees ons, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. As ons hom nie teenstaan nie en vir hom is en vir die wêreld is ons dieselfde straf opgelê. Die ewige dood, die ewige lyding. 'n plek vir ewig en altyd sonder God, 'n goddelose plek.
So ons moet waaksaam wees. Johannes 8 vers 44 sien ons, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Is dit nie so waar nie? Hy maak alles altyd so mooi en lekker lyk. En sy begeertes begeer ons ook. En dit is so maklik om hy begeertes te volg en te doen. Maar ons is 'n keuse gegee. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Hy, 'n leienaar, is en die vader daarvan. So, die vraag is, wat is 'n verskil tussen 'n klein leuen en 'n groot leuen? 'n klein versoeking en 'n groot versoeking? Dis dieselfde. Presies dieselfde ding. Dis soos diefstal. As ek by 'n bank in gaan breek en R5 steel, of 5 miljoen, ek is 'n inbreker, ek het gesteel. So die straf is dieselfde. Daar is nie 'n ding soos 'n klein of groot leuen nie. Ons hou daarvan. Ons hou ons meer van leuns as die waarheid. Ons glo makliker 'n leuen as die waarheid. Dan sê mense nou iets verkeerd, dan sê, is net so 'n wit leentjie. Nou ek het in die Bybel gaan soek, daar bestaan nie iets soos 'n wit leentjie, of 'n swart leuen, of 'n blou leuen nie. 'n Leuen is 'n leuen. En die vader van die leuns is Satan. So wie Satan? Hy is van die begin af 'n moordenaar. Hy is die leienaar. Hy is die vader van leuns, van alle leuns. Dan moet ons verstaan dat Satan 'n werklike, persoonlike of geestelike wese is. Nie 'n roemer nie, nie 'n mite nie. En oorspronklik was hy van hoë rang gewees. Hy was van hoë rang, hy was 'n engel voor hulle uitgeskop is. Net soos Adam is, Satan is nie gebore nie. Hy is geskape, net soos Adam geskape is. Hy het nie 'n pa nie. Sy pa is Jesus, of God is hulle pa. Nou lees ons in Jesegiel 28 vanaf vers 12. Mensekind, het 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, jy was die seelring van ewe reddigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. So hy was volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karnool, toopas, laspis, chrysoliet, onyx, sardonke, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe. Aan jou op 'n dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut en ek het jou gestel op heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is totdat onregverdigheid in jou gevind is. Wat so onregverdigheid is in hom gevind? Hy het gedink hy kan bo God wees. Hoogmoed. En kyk hoe maklik het ons hoogmoed. Ons dink ons is beter as iemand anders. Ons is bo iemand anders. Beter, slimmer, sterker, ryker.
Dis hoogmoed. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp en het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou moet neer kan sien. So Satan het in opstand gekom teen God, weens hoogmoed. En daar die leuns al begin. Jesaja 14 lees ons, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Hy wil bo God wees. Ek wil klim op die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Hy wil gelyk met God gewees het. Ja, in die doderyk sal neergewerp word, en in die diepste plekke van die kuil. Die oorsprong van die leuen vind ons daar sommer in die begin van die Bybel. Genesis 3, vers 1 tot 6, by Adam en Eva. Vers 1, maar die slang was lustiger as al die diere van die veld, wat die Here gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, hulle mag nie eet van die bome van die tuin nie? En Eva antwoord hom, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrug van die boom in die middel van die tuin, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat julle daarvan eet, julle sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom van goed was om van te eet, en dat hy 'n lus vir die oë was. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van die vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. So hier kan ons 'n paar dinge sien. Met ander woorde, die eerste leuen daar vir hulle was, julle sal nie sterf nie. Hoe maklik is daai verleiding? As iemand nou vir ons kom sê, doen dit en jy sal nie sterwe nie. Jo, dit is 'n groot ding om oor te dink. Moeilik om te weerstaan. Satan verdraai God se woorde en karakter. Want hy sê, God jok vir julle. Julle sal weet wat hy weet. Die gevolge, sonde, dood, skeiding van God. Dis die gevolge wat daarvan is. Elke leuen van Satan is uiteindelik 'n aanval op God se goedheid en die waarheid. En ons is so gebore met daai gene van Adam en Eva van daai tyd af. Dis in ons word rebels gebore. Alles in ons weerstaan God. Alles in ons weerstaan die evangelie. Ons wil ons anders wees. Maar die verrassing, daar is net een God. En dis nie jy nie. Dis nie ek Jan. Daar is een God. Ons kan ons nie verhoog bo hom of gelyk met hom wees nie. Ons is altyd geleer toe ons klein was so nie.
Sondagskool. Die duiwel sit op die een skouer en die engeltjie op die ander een, hè? Dan sê die duiwel, doen het. Die engeltjie sê, nee, moenie. Word in die versoeking gelei. Steel nog 'n koekie, niemand gaan dit agterkom nie. Nee, Jan, moenie. Jou ma gaan sien, sy tel hulle. Ja, vat net een, man. Sy hele blik vol. Die versoeking. Eintlik 'n baie goeie voorbeeld. En Satan is nie daai mannetjies soos ons sien. En ons word so gekondisioneer en geleer van TV en boeke en goed af. Satan is die rooi mannetjie met die 2 horingkies, né? Met die puntstert soos 'n draaksin. Met die virkie, met die 3 punte. Dis nie Satan nie. Satan is mooi. Hy was dan 'n ster gewees. Hy was 'n engel. Die mooiste engel. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Lees ons in 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Die lig is baie swak vandag, as ek so naby moet kyk. Selfs Jesus is verlei. Op Satan het probeer om hom te verlei. In die woestyn toe hy 40 dae en 40 nagte gaan vas. Lees aan Matteus 4 vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggelei in die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand begin honger word. En die versoeker, dis Satan, die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê daardie klippe moet brood word. En hy kon dit doen. Jesus kon net bid en sê, Vader, laat die klippe brood word, ek's honger, en dit sou brood word. En so versoek Satan hom. So versoek hy skepper. Hoe dwaas. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal van die brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u die seun van God is, werk uself af, want daar staan geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So hy tart hom af, tart vir Jesus nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Ons doen dit baie. Ons versoek Jesus ook baie. Ek wil ons dinge my manier hê. Ek bid vir iets. Ek bid vir 'n nuwe bakkie. Maar in die stelle asem bid ek dit moet 'n rooie wees en dit moet 'n diesel model wees. Dubbelcab, né? Ons bid wat ons wil hê, dan sê ons sommer hoe ons dit ook wil hê en wat ons wil hê. Dis verkeerd. Kyk, weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien.
Sien, Satan veroorsaak twis, net waar hy kom. Waar en wanneer? En in Johannes 10 vers 10 lees ons, en die woord sê vir ons duidelik, die dief kom net om te steel en te slag en te vermoor. En Jesus sê hier vir ons, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So Johannes 10 vers 10 sê vir ons, hy's 'n dief. Hy steel, hy slag en vermoor. So die vraag is hierso, kan ons versoekings weerstaan, klein of groot? Dis nie so maklik altyd nie. Versoekings is al oral. En ons is 'n vrye wil gegee om ons eie keuses te maak. So partymal regverdig ons nou 'n bietjie hierdie besluit. Paulus skrywe, of ons lewe en of ons sterwe, nogtans is ons die Here se. Maar as dit nie so goed gaan met ons nie, dan verander die saak bietjie. As jy nie wedergebore is nie, gaan jy nie die versoeking kan weerstaan nie. As jy leef in die wêreld en vir die wêreld vir Satan, gaan hy jou ook nie pla nie. Jy gaan lekker deur die lewe gaan. Geen probleme nie. Gaan nie sukkel nie. Maar hoe meer jou oë gefestig is op Jesus, hoe meer jy hom volg, hoe meer raak Satan bang en bekommerd. En hoe meer probleme gee jy, want nou is hy in sy versier, né? Jy's nou 'n target. Jy's in sy versier. En hy gaan doen net wat hy wil om jou te kan versoek. Die verkeerde dinge te laat doen. Maar dit bly nog 'n keuse. Bly nog 'n keuse. En ons moet so versigtig wees deesdae om die stemme uit te ken. Is dit die Heilige Gees of Jesus wat praat? Of is dit Satan wat praat? Satan het dinge partymal baie mooi en reg lyk. Baie keer. En dan doen ons dit. Maar tog hier diep binne weet jy is verkeerd. Maar dit klink reg. Klink reg. En ek wil hiermee afsluit. As Satan ons verlei, gaan ons sy stem herken. Of gaan ons tweemaal dink en bid oor dit eers, bevestiging kry. Of ons self net die vraag vra, wat sou Jesus doen in die geval? Onthou, ons is die mag gegee om siekes gesond te maak, duiwels uit te dryf en demone. So ons kan maklik sê, wyk Satan. En begin bid vir Jesus. En ek seker as jy begin bid, hardloop Satan met die sterktes in die bene weg. Meeste van ons, hoe ouer jy word, hoe minder slaap jy mos. Dan soos in die nag 12 uur, 1 uur wakker, né? Nou weet ek nie of dit die duiwel is wat ons wakker maak, of die Here wat ons wakker maak nie. Maar as jy daai tyd van die nag nie kan slaap nie, vat eerder jou Bybel en lees of bid. Moenie laat jou gedagtes rondhol met allerlei nonsens nie. Moenie alles glo wat 'n mens sien op TV nie. Moenie inmeng met die politiek nie. Moenie meng met die wêreld nie. Moenie verslaaf raak aan social media nie. Dit is alles versoekings. Alles lyk so mooi en lekker. Maar dit is nie altyd mooi en reg nie. Soos ons keuse.
So vir die een wat nog nie sy hart vir Jesus gegee het vandag nie, vra ek, dink daaroor, kom praat met een van ons, Pastoor Pieter, met myself, met Adel, hulle sien hy elke dag, vra julle vra, gesels, ons raak nie jonger nie, ons tyd loop uit en ons weet dit, ons almal, tyd staan nie stil nie, en as ons nog dink ons het 10 of 20 of 30 jaar oor, dis niks, kyk terug na die vorige 30 jaar, met 'n ooggewink weg, dis asof dit gister was, jong mense kyk voor hulle wat hulle nog kan doen in hulle lewe, die meeste van ons wat hier sit, begin op die stadium terug te kyk, wat het ons gedoen, wat kon ons doen en wat wou ons nog doen, wat het ons nie gedoen nie, maar daar is nog altyd tyd, om 'n mens se saak reg te maak, en jou te buig voor Jesus, jou te bekeer, en elke dag, dit oor en oor te doen. Het is nie die dag toe ons gedoop is, nou is jy alright nie, jy gaan hemel toe nie, nee, van die dag af tot nou toe, dis 'n aanhoudende dinge, dag vir dag, moet ons onsself hernie met die Here, dag vir dag, elke dag is 'n geskenk. Ek spot baie keer, of vra baie keer die vraag, wie wil hemel toe gaan, dan steek almal hande op. En as ek vra, wie wil doodgaan vandag, dan sak die hande so stadig. Ongelukkig gaan mens moet doodgaan voor jy kan hemel toe gaan. Maar die vraag is, as Jesus nou moet kom, of daar moet nou iets gebeur en ons gaan dood, waar gaan ons? Gaan ons hemel toe? Is ons lewe reg? Is ons gedagtes ooit reg? Is ons saak met God reg? Is ons saak met ons familie, vriende reg? Nie net in die kerk nie, vir die halfuurtjie of uur nie. Daar by die huis en by die werk. Daar agter die voordeur. Daar by skoonmaak. Is ons saak reg? Mense, daar is nie baie tyd oor nie. Een wat nie sy saak reg het nie. Dit is tyd om dit reg te maak. Anders is dit môre te laat. Kom ons bid net so saam. Hemelse Vader, ek dank U en loof U en prys U. Dankie Here dat U elkeen hier gebring het vandag om met ons te wees, dat U ons nog 'n dag gegee het. Here, almal wil so graag die regte pad loop, maar dit is nie altyd so maklik nie. Vir ons as mens wankel ons so maklik in sonde. Satan bedrieg ons so maklik. Ons besef dit nie eers altyd nie. Here, ek vra hierso vir myself en elke broer en suster in hierdie hele gebou, dat U sal waak oor hulle en hulle attent maak, dat hulle die Gees se naam hoor die week, en vorentoe nie Satan se stemmetjie nie, dat ons die regte stem hoor, en die regte besluite kan maak, en U volg in U voetspore, en U val vir die leuns van hierdie wêreld en van Satan nie. Ons dankie, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U wil uit. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Dankie. Baie dankie,